groot voorreg om u te bedien met die woord van die Here, altyd 'n voorreg. En die Engelsman sê it never gets old. So jammer vir daai mense wat dink dat die Bybel is oudtyds, it never gets old. Dit kan nie. Dit is 'n lewende woord en omdat dit lewe kan dit nie sterf nie. So wanneer het die woord toe nou gesterf? In wat nie in die 70s, in die 60s, in die 50s. Elke generasie se jong mense dink die woord is oudtyds. En soms is dit bloot net omdat die wêreld verander het, maar God het nie verander nie. Sy woord het nie verander nie. God se woord kan nie verander nie. En dit is baie belangrik dat ons die gesag en die soewereiniteit en die autoriteit van God se woord vir onsself sal erken. Daar's niks so, kan ek sê, gevaarlik vir enige kind van God om te begin twyfel aan die woord van God nie. Ons kan twyfel aan baie goed en ongelukkig is daar baie sogenaamde profete wat soms skade doen. Nie alle profete doen skade nie, maar soms is daar skade wat gedoen word en die enigste manier ons daai skade kan regstel is om terug te gaan na die basiese waarhede, die basiese begrippe, daardie dinge wat ons vat as gospel, soos die Engelsman sê. Vir my is elke woord hierin God geïnspireerd. Vir my is elke woord hierin onder die salwing van die Heilige Gees, daarom kan dit nie oud word nie. Maar terwyl ek so praat, dink ek nou aan die twee testamente, en ons praat altyd van die Ou Testament en die Nuwe Testament. En in die moderne kerk is daar 'n tendens om die Ou Testament af te skeep. En ja, ons leef na die kruis en die liefling van ons siel het opgevaar na die hemel en hy het die Nuwe Testament vir ons deur sy apostels gegee en dit is vir ons kosbaar. Maar daardie skrif wat sê dat God se volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis is juis ook 'n probleem. En julle sal onthou ek het laasweek gesê dat ek wil 'n bietjie meer woord begin gee. Ek dink ons is gereed daarvoor. Ek dink ons moet dieper ingaan in die woord en nie net bolangs bly nie, maar dat ons kan begin vaste spys eet en nie net by melk nie, dat ons klaar moet maak met die dinge van 'n kind en dat ons kan dieper ingaan na die dieper waarhede van die woord. Dis vir my so kosbaar. En dit is vir my so opwindend om wanneer ek die woord bestudeer om te hoor hoe die Here op 'n totaal nuwe manier met 'n mens kan praat. Soos julle wat nou gister by kursus was, het dit seker beleef. Dat God kan op 'n totaal nuwe manier met jou praat. Iets wat jy gedink het jy lankal weet, dat jy gedink het, nee wat, daar's niks wat enigiemand my nog meer kan leer van byvoorbeeld Hebreërs 12 vers 18 tot 29 nie. Of Psalm so en so nie. Daar is altyd iets nuuts. Waarom? Want God lewe, sy woord lewe, Christus lewe, so die woord moet dan mos ook lewe. Want Christus is mos die woord, is hy nie? Hy is die openbaring van God aan ons. En ons gaan nou poog, ek gaan poog om uit die Ou en die Nuwe Testament vir u die gospel te gee, die evangelie, op die manier wat dit gegee moet word. En baie keer versuim ons om aan veral jong, kan ek sê, mense wat die Here nog nie dien nie, nog nie ken nie, wanneer ons hulle evangeliseer, is ons geneig om net die room te skep, want hulle is nog nie bevoeg om die breër prentjie te kan verstaan nie. So, ons gee die gospel in 'n sekere vorm, gegiet in 'n pakkie, en is niks verkeerd daarmee as ons dit reg doen nie, en dan moet dit nou oorgedra word, net sodat iemand na die lewende water kan kom. Net sodat iemand kan kom by die geloof, wat God in elk geval skenk, maar dat hy sal kom en sê, ja Here, ek wil, ek luister, ek hoor Here, ek reageer, want daar is 'n roepstem vir my redding. En as ons die Ou Testament lees, of wanneer ons die Ou Testament lees, dan kan 'n mens ook, as jy nou net daarop sou konsentreer, so jy maklik dink God is 'n harde, wrede, ongenaakbare, onvergewensgesinde God. En baie mense sê dit ook vir my, dat hulle kan nie die God van die Nuwe Testament vereenselwig met die God van die Ou Testament nie. En ek wil nie sê kuns nie, maar ek wil eerder sê
ons moet almal die vermoë hê om aan die persoon wat vra te kan verduidelik met skrif dat inderdaad is die God van die Ou Testament die God van die Nuwe Testament. Wat homself op 'n ander manier openbaar. En ek wil op die ander manier fokus vandag. En ek wil 2 berge aan jou voorhou vanmôre om die ou bedeling en die nuwe bedeling te onderskei. En die berg Sinai teenoor die berg Sion. Die berg Sinai, sal jy almal weet, is die plek, die berg, waar Moses die wet by God gekry het. Toe God sy hele volk saamgeroep het, en daar 'n goddelike manifestasie bo-op die berg Sinai was, 'n vreesaanjaende belewenis vir almal wat daar was, selfs vir Moses. Met dit as agtergrond wil ek vir u Hebreërs 12 vers 18 tot 29 gou lees. Dit lees as volg: want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, en 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm en basuingeklank en die geluid van woorde, waarby die hoorders gesmeek het dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie. Want hulle kon die gebod nie verdra nie. Selfs as 'n dier die berg aanraak, moet dit gestenig word of met 'n pyl neergeskiet word. En Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê: ek is verskrik en ek sidder. Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele. By die feestelike vergadering in die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Pas op dat julle hom wat spreek nie afwys nie. Want as hulle nie ontvlug het nie wat hom afgewys het toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons wat ons van hom afkeer nou dat hy uit die hemele spreek. Vers 26. Toe het sy stem die aarde geskit, maar nou het hy beloving gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want onse God is 'n verterende vuur. Tot sover die skriflesing. Ek het nie regtig 'n versie wat ek sou wou gebruik as 'n teksvers nie, behalwe miskien vers 22, maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele. Ons weet dat hierdie gedeelte waarvan die Hebreërs skrywer skryf wat die berg Sinai verteenwoordig, kry ons in Eksodus 19. Julle kan daar gaan lees. Eksodus 19 vers 10 tot 25. Ek kan nie dit nog lees nie, die boodskap is redelik lank. So ek wil vir u aanmoedig, maak 'n nota, gaan lees Eksodus 19 vers 10 tot 25 en kry vir jouself 'n prentjie van die skrikwekkende gesig van die gebeurtenisse op berg Sinai. Ons weet dat niemand mag die berg aangeraak het nie. Net Moses mag op die berg geklim het, want hy was deur God, kan ek sê, afgevaardig om dit te doen. Maar niemand anders, nie as 'n dier nie. As 'n skaap per ongeluk op die berg se voet en hier by die voet van die berg sou trap, moes hy met 'n pyl geskiet word. Geen mens mag daaraan geraak het nie. Dis die eerste ding. Die tweede ding is dit wat hulle gesien en dit wat hulle gehoor het. Hulle sien rook soos van 'n vuuroond op hierdie berg Sinai. Dis of die berg brand. Maar dis nie net dit nie. Daar is 'n storm van storms bo op hierdie berg.
Daar is donderwolke en blitse en gerammel en hierdie donderslae van die stem van God wat uit die hemel uitspreek. En die hele berg het geskud soos in 'n aardbewing. Dis wat gebeur met materiële dinge wanneer God opdaag. Dit is wat die majesteit en die almag van God demonstreer vir ons. En dit laat ons besef by vergelyking hoe klein en hoe nietig ons is. En wanneer ons besef hoe groot God is en hoe klein en hoe nietig ons is, dan raak ons harte vol dankbaarheid vir die feit dat hy genoeg van ons gedink het. Daardie God wat op daardie magtige manier, op daardie skrikwekkende en vreesaanjaende manier op die berg Sinaï met sy volk ontmoet het, toe hy die 10 gebooie vir Moses gegee het, is tog nog steeds die God wat as mens met sy vinger op die grond geskryf het en gesê, ek oordeel jou ook nie, gaan en sondig nie meer nie. Hoe kry ons dit by mekaar? Nou ek weet ons almal wat geesvervuld is, ken hierdie dinge. Maar ek het nodig om dit te verduidelik, sodat daar kennis uit hierdie geskrewe gedeelte kan uitkom. Kennis wat lewensveranderend is, kennis wat ons van God, wat ons gaan verbreed en gaan uitbou in ons geloof. Kennis is mag. Kennis is mag. Kan ek vir julle sê, kennis is mag. Gaan lees maar Spreuke, dan kan jy hoor wat dink Salomo van mense wat nie na kennis gesoek het nie. Hy noem hulle, hy gee hulle slegte name, hy beledig hulle eintlik. Hy noem hulle dwaase ensovoorts. En hy lê baie klem op wysheid. Waar kry ons wysheid? Wysheid, ja, ek praat nie nou van geestelike wysheid nie, ek praat van kopkennis wysheid. Waar kry ons dit? Ons leer dit. Ons bestudeer dit. Ons kan nie met die woord van die Here op 'n ander manier werk as om dit ook te bestudeer, te leer en diep in te gaan in 'n studie van God se openbaring te maak. Studie van sy woord. Wanneer ons hierdie geskrewe gedeelte lees, dan kom ons agter dat hier iets gebeur hierso by vers 22. Eers verduidelik die Hebreërs skrywer van die berg Sinaï, hoe hy hierdie vreesaanjaende ontmoeting met sy volk gehad het, dat hulle gebewe het, maar dan sê hy iets anders. Hy sê, maar julle is nie by daai berg nie. Hy sê vir ons, hy sê dat julle is nie by daai skrikwekkende tentoonstelling, daardie vreesaanjaende openbaring van die heiligheid, die almag van God nie. Hy praat van dieselfde God. Hy sê, maar julle is by 'n ander berg, julle is by die berg Sion. Want God openbaar homself nou deur Christus op die berg Sion, waar die hemelse vergadering is van die duisende engele en al die heiliges, wie se name geskryf is in die boek van die lewe. Hy kom kontrasteer die berg Sion met die berg Sinaï van oud. Sinaï verteenwoordig die ou en Sion verteenwoordig die nuwe. Dis dieselfde God wat homself deur die genade in Christus vir ons 'n ander sy van hom kom bysit. Nie dat dit 'n ander sy is nie, maar is 'n nuwe openbaring in Christus. Die mense van die Ou Testament het nie die openbaring van Christus gehad nie. Hulle het deur profete in hierdie stadium, deur Moses, was daar kontak met God, deur die middelaar Moses. Ek en jy het 'n ander middelaar. Moses is die middelaar van die berg Sinaï. Christus is die middelaar van die berg op die berg Sion. Waar daar vryheid, vergewing van sonde, heiligmaking, vergifnis, genesing en bevryding is. Waar God in Christus sy uiteindelike plan met die mense bewys het. Die Engelse gesegde wat sê the Old Testament is the New Testament concealed,
and the New Testament is the Old Testament revealed, is hier ter sprake. Ek dink ons verarm onsself tot 'n hoë mate wanneer ons die Ou Testament afskeep. Daar's baie dinge in die Ou Testament, baie dinge, wat ons geloof in Christus versterk. Bevestig en versterk. Net om gou af te rond, die berg Sinai, wat ook die wet verteenwoordig. Die ou bedeling, waarvan ons vrygemaak is. So ons is nie, God is nie vir ons hierdie vuuroond, hierdie rook, hierdie donderslaai, hierdie storm, hierdie heilige God dat selfs 'n mens of dier moet dadelik doodgemaak word, sal net aan die berg raak waarop God neergekom het met sy duisende engele, met die engele wat ook gepraat het. Ekskuus, duisende engele Sion, paar engele op Sinai. En wanneer ons hierdie kontras verstaan, hoop ek jy gaan 'n nuwe honger kry vir die Bybel. Jy gaan 'n nuwe honger kry vir die Ou Testament. En hoe meer jy kennis het, hoe meer gaan dit Christus en die waarheid en die egtheid van die evangelie in jou hart so vasmaak, dat niks en niemand jou ooit meer kan laat twyfel nie. Ek het gesien nou, met al hierdie dinge wat gebeur in die laaste dae, en al hierdie sensasiesoekers, en al hierdie valse profete, die kerk so omkrap, en mense omkrap, en hulle begin laat twyfel, en allerhande dinge, en 'n groot rede daarvoor is 'n gebrek aan kennis. So kom ons gaan begin by die berg Sinai. Die berg was afgeskort. Hoe hulle dit gedoen het, weet ek nie. Of 'n heining om was, of hulle net gesê het, hier is die lyn by, dit loop niemand verby nie, sorg dat jou diere nie hier oorloop nie. Ek sou eerder dink dat hulle dalk 'n tipe van 'n barrier sou bou, want hulle wil nou nie hulle diere verloor wat nou per ongeluk op die berg gaan loop, en dan moet hulle nou die diere skiet nie. En dan mens, wat van 'n kind wat hardloop skielik op die berg, gaan maar daai kind doodgemaak word. Dis die heiligheid van God. So dit is 'n taboe plek. Dis 'n plek waar jy nie mag kom nie. Daar's nie toegang vir jou soontoe nie. God wat gemanifesteer het op die berg, het net deur Moses kon hulle toegang kry, maar hulle kon nie fisies toegang kry nie. Die tweede ding is, toe hulle saamgeroep is in die vergadering, moes hulle klere gewas het. Daar moes nie eens aardse stof van hulle gewees het nie, want dit is 'n woestyn. Hulle moes hulle klere was, en die man mag nie naby sy vrou gekom het vir 'n tyd nie. Hulle moes rein wees. En dan was daar hierdie donderweer, hierdie weerlig. En ek dink dit moes meer vreesaanjaend gewees wat ons vandag beleef. Want tog moes hulle al ander storms gesien het. Wat maak hierdie storm so erg dat selfs Moses gebewe het? Dit moes definitief bekend by almal gewees het, dat hierdie is nie 'n wat noem hulle dit, 'n weerkundige manifestasie nie, hierdie is iets van God af. Hierdie is 'n bonatuurlike ding wat gebeur. Daai weerligte en goed is bonatuurlik, dit kom van God af. En dan hierdie dik wolke, wat hulle die top van die berg nie kon sien nie. Daar was ook 'n trompet, 'n harde klank van 'n trompet. Nou, die woord sê dat almal het die trompet gehoor. Nou, hoe hard moet jy 'n trompet blaas as jy bo op 'n berg staan en deur mense daar op die vlakte dat hulle hom almal kan hoor? En die Bybel sê dat daai trompet het hulle saamgeroep en daai trompet het al hoe dringender en harder gekom. Hier was hierdie absolute gebeurtenis, probeer jou maar self in dit indink. En daar was rook soos van 'n vuuroond. So ons kan sê die berg het gebrand, né? Soos van 'n vuuroond. Met ander woorde, dit was 'n ontsettende hitte wat gekom het van hierdie berg af, en dan die rook wat daarmee gepaard gaan. En dan wat dit nog erger gemaak het, is daar die hele berg het geskud. So dink het, aan al hierdie dinge wat jy kon sien en hoor in hierdie berg skud, in hierdie donderslag, en jy weet, dit is 'n heilige God met wie jy te doen het. Die hartseer saak is natuurlik, ons weet dat, selfs dit, het nie gekeer dat hulle 'n goue kalf maak. En die kalf aanbid, asof die kalf hulle uit Egipteland uitgelei het nie. Die ondervinding was vreesaanjaend, van 'n vreesaanjaende God. Hy noem homself 'n verterende vuur. Die Hebreërskrywer noem God ook 'n verterende vuur.
En ons kom nou daarby. Die volk smeek, sê ons wil dit nie meer beleef nie, ons wil dit nie hoor nie, ons kan dit nie meer vat nie. Selfs Moses het gesidder. Maar, en dis op hierdie maar wat ek ook wil konsentreer en fokus, maar, julle, ons is nou Nuwe Testament, die Hebreërskrywer sê, maar julle, mense, julle, ons, julle is nie by 'n berg waaraan julle kan vat nie. Julle is nie by 'n tasbare berg waar God op daardie manier met julle werk nie. Hy sê julle het by 'n ander berg gekom, julle het by die berg Sion gekom. In die heilige hemelse vergadering met die engele en alles wat daarmee gepaard gaan. Dis waar julle is. Dis waar julle nou is. Dis waar ek en jy vandag hier kan weet, die berg waarby ons is. Dieselfde berg waarop Christus, dieselfde area, Sion, waar Jerusalem opgebou is, dieselfde area waar Christus gesterf het aan die kruis. Hy sê, en dit spreek, die bloed van Jesus spreek van beter dinge as Abel. Baie mense sukkel om daai te verstaan. Abel was die eerste martelaar, maar sy offer was ook die eerste bloedoffer, behalwe die een wat God self gedoen het toe hy vir Adam en Eva klere gemaak het in die tuin van Eden. Uit 'n menslike oogpunt was die offer van Abel die eerste ene, toe hy doodgeslaan is deur sy broer. Hy was die bloedoffer. En dit skreeu ten hemele, sê die woord van die Here, vir wraak teen sy broer wat hom doodgeslaan het. By vergelyking die kosbare bloed van Jesus, wat nie skreeu vir wraak op ons nie, maar wat die verteenwoordiging is van die wraak van God op hom. En dis hoe ek en jy kan die verskil sien van die verskillende maniere hoe God nog altyd gedeel het en nog steeds deel met die mens. Want die verlossingsplan, weet ons, was voor die grondlegging van die wêreld af in plek. Niks kan God onverhoeds vang nie. Niks kan hom surprise nie. Hy weet alles. Hy is alwetend. Hy's alomteenwoordig en hy's ewig. Julle is by die stad van die lewende God. Want soos julle weet, uiteindelik gaan die nuwe Jerusalem neerdal uit die hemel. Ons sê altyd, ons almal gaan altyd in die hemel leef. Ons gaan nie daar leef nie. Ons gaan in die nuwe Jerusalem leef. Dit is deel van ons noem dit die hemel, maar ons gaan fisies op hierdie aarde bly leef in die nuwe Jerusalem. Julle ken die eskatologie. Ek wil nie daaroor praat nie. Ek hoop nie ek maak iemand se kop nou die mekaar vanmôre hierso nie. Maar wat belangrik is om te weet dat die nuwe Jerusalem is die heilige stad van God, waar die ou Jerusalem, kan jy maar sê die oue verteenwoordig, waar die nuwe Jerusalem die kulminasie, die samevatting van God se uiteindelike plan met my en jou, wat by die berg Sion besluit het dat ek glo in Christus Jesus as my saligmaker en my verlosser. As sy bloed het die krag en die mag om my te was en in sy naam het ek vrede met God. Is dieselfde God wat daar die vreesaanjaende manifestasie gemaak het op Sinai. Is dieselfde God. Maar hoe ek en jy God beleef, is nie soos die Israeliete voor die kruis God beleef het nie. Maar is dieselfde God. Het is belangrik dat ons dit weet. En ons is by 'n beter plek. Ons is by 'n plek, Sion, waar die Israeliete nie was nie. Die Israeliete wat daar was, grootendeels, meeste van hulle, buiten die wat nou tot bekering gekom het, is juis hulle wat Christus verwerp het. Hulle wou vashou aan Sinai en hulle wou niks weet van Sion nie.
Hulle wou vashou aan die ou bedeling, die ou wet, want dit het hulle mag en krag gegee en hulle wou nie weggee nie, hulle wou nie oorgee nie, hulle wou hulle self nie verneder en sê, ons het 'n verlosser nodig nie. Hulle het vasgehou aan die vrees, die wet en die veroordeling, in plaas van om te gryp na die verlossing, die vergifnis en die vrede, wat Berg Sion verteenwoordig. Sinai kan ons assosieer met die slawerny van Egipte. Want hulle is deur Moses uit Egipte uitgelei, vrygemaak van daai slawerny, en God maak sy wil aan hulle bekend by Sinai. Sinai en alles wat daar plaasvind, verteenwoordig hulle uithaal uit Egipte uit, maar hulle maak 'n goue kalf en hulle verloon hulle God by die eerste geleentheid. En toe Moses van die berg afkom, toe gooi hy daai goue kalf met daai tablette waarop die 10 gebooie beskrywe staan in 'n woede by. En net so vir interessantheid, lees ons dat Moses moes sy aangesig verberg vir die mense, want die heerlikheid van God het op sy gesig geskyn. En die mense sou selfs daardie, kan ek sê, spieelbeeld nie kon verdra nie. Het hy sy gesig verberg. En mettertyd het die glans natuurlik verdwyn. In elk geval, die geskiedenis is daar. Gaan lees maar die Ou Testament. Hoe Israel afvallig geraak het, toe later Juda, al die 10 stamme, en toe die 2 stamme, en uiteindelik, omdat hulle Christus verwerp het, weet ons dat die uiteindelike wegraping van die kerk voor die deur is, die 7-jarige groot verdrukking, wat vir Israel is, en die wêreld, gaan gebeur, omdat hulle gekies het, om God te verwerp, om Christus te verwerp. Hulle gekies het om God te verwerp ter wille van ander gode. Ons weet dat die Jode het ander gode aangehang van Kanaan, en pleks dat hulle Kanaan oorwin en verower het soos hulle moes, het hulle eerder die Kanaaniete gebruik as slawe, en hulle die Kanaaniete se vrouens getrou, en hulle die Kanaaniete se gewoontes aangeleer, onder andere hulle afgoderry, en ons weet dat daar was 'n tyd in die Rigterstyd, byvoorbeeld, dis nou alles uit van interessantheid hierdie, want ek weet, daar is van julle wat hierdie goed interessant vind, in die Rigterstydperk, was dit so erg, dat niemand het eens meer geweet van die wet nie. Die wet, in die tyd toe Josia koning was die wet onbekend, selfs vir die koning, hy het geweet daar is 'n wet nie. Hy het nie eens geweet nie. En toe vind hulle die boekrol, die wet in die tempel, en toe hy dit lees, toe gaan hy in sak en as, toe besef hy, maar ons is so ver van God af. En so is die geskiedenis van Israel se wegdryf, redding, en ten spyte van dit alles, is God getrou aan sy woord. En ek en jy kan daarby baat vind, deur te verstaan dat net so is Christus getrou aan sy woord, en is die woord van God vertrouenswaardig. Dan moet jy nie toelaat dat enige iets of enige iemand vir jou 'n vraagteken bo kan die woord van die Here sit nie, want dan gaan die duiwel met jou mors. Ek sê dit nou reguit, want dit is hoe dit is. So Sinai gaan alles oor verdienste, Sion gaan oor die nuwe verbond en genade. Abel gaan oor die bloed wat moes vloei, die wraak wat moes plaasvind, Jesus se bloed, die wraak aan die kruis volbring, en geregtigheid het geskied. Nou wil ek net gou-gou vir jou 'n paar kontraste bring tussen Sinai en Sion, die 2 berge. Sinai is gekenmerk deur wat? Vrees en angs. Sion word gekenmerk deur vrede. Sinai is in die woestyn. Daar's nie 'n stad nie, maar Sion, die stad van God. Sinai spreek van aardse dinge, Sion spreek van hemelse dinge. Sion gaan oor skuldige mense wat in vrees voor God moet bewe. Sion van mense wat volmaak gemaak is deur Christus Jesus se dood en sy opstanding. Sinai was Moses die tussenganger. Op Sion is Christus ons tussenganger. Op Sinai
verteenwoordig die bloed van diere en mense, wat as hulle net aan die berg moes raak, neergeskiet word. By Sion is dit net een persoon wat bloei. Daar's net een persoon wat doodgemaak is. En dis Christus Jesus. Vir jou en vir my. Sinai gaan oor skeiding, dit gaan oor ontoeganklikheid, dit gaan oor verborgenheid, dit gaan oor 'n plek waar ons nie mag in nie, waar die mens nie mag wees nie. En Sion gaan oor die uitnodiging vir almal om te kom. By Sinai mag die volk net tot naby die voet gekom het. Maar in Christus is die voorhangsel geskeur en ek en jy het in Christus toegang tot die lewende Here. Is hierdie goed nie fantasties nie? Is dit nie wonderlik hoe die Ou Testament en die Nuwe Testament vir ons wys wie God is nie? En vir ons die genade wat ons in Christus het, soveel meer bevestig, soveel meer vasmaak in ons harte en in ons lewens. Sinai gaan oor die wet, Sion gaan oor genade. En hier kom daai gedeelte wat ons, julle sal baie hoor ek oor hierdie tipe goed praat is, maar wees gewaarsku. Want daar's 'n waarskuwing hierin. Daar's 'n waarskuwing hierin en dit is 'n baie dringende waarskuwing en dit is hoekom ons met die disippelskap 1 so baie hamer daarop dat redding is 'n bevel en nie 'n versoek nie. Kortliks wat ons doen vandag is ons smeek mense om die Here te dien. Ons probeer die kerk op so 'n manier aanbied dat ons tog net nie aanstoot gee vir enige iemand nie. Ons probeer mense lok sodat ons getalle kan kry. Ons probeer mense se vlees tevrede te stel sodat ons hulle nie afronteer of laat hulle uitvoel of iets in daai lyn nie. En tog het Jesus nooit agter iemand aangehardloop nie. Want Jesus is koning. Hy vra nie of ons hom wil lief hê nie. Hy sê, het jy al so daaraan gedink? Vir julle wat my al lank ken, sal weet waarvan ons nou praat. Die Here sê, kom, volg my. Hy sê nie vir Petrus, as dit in jou program pas, kan ek jou Vrydag aand kom sien, want ek wil jou present met die evangelie nie. Nee, hy sê, volg my. Petrus het dit gedoen, maar hy het 'n keuse gehad. Jesus sê, volg my. Jy sal of jy sal nie. Dis regtig so eenvoudig so dit. Daar's niks gekompliseerd in die evangelie nie. Jy wil of jy wil nie. Dit is so eenvoudig so dit. Ons weet dit, né? So die waarskuwing sê dat hulle wat hom weggewys het toe hy op aarde was, hoeveel meer word hulle gewaarsku wat hom wegwys nou dat hy uit die hemel praat. Hy sê vir eens het die aarde geskit, hy het die berg geskit, maar in Christus word die hemel geskit. En na die hemelvaart van Jesus sit hy in die hemel aan die regterhand van die Vader, van waar hy gaan kom om te oordeel almal wat nog op aarde is en wat hulle gedoen het met hom, wat hulle gedoen het met die evangelie, of hulle hom aanvaar het of nie. Hier's 'n dringende waarskuwing, hier is 'n bevel. Hy sê hulle wat die goue kalf gemaak het nie eens vir die God, die verterende vuur geluister in daardie magtige tentoonstelling van die almag van God nie. Hulle het nie eens geluister nie. Hoeveel meer hulle wat nou nie luister nie, terwyl die Here nou uit die hemel uitpraat. Amper asof hy sê, julle is in 'n groter gevaar, wat Jesus nou afwys, as hulle wat God afgewys het, daai tyd. En ons lees die Ou Testament, en ons sien die verskriklike dinge, wat die Joodse volk oor die eeue oorgekom het, as gevolg van hulle ongehoorsaamheid, die verskriklike dinge wat hulle moes beleef, en nou sê dit maar, julle is in 'n groter gevaar, hulle was in 'n groot gevaar, maar julle wat nou Jesus afwys, waar hy uit die hemel uitpraat, gaan 'n groter probleem met God hê, as hulle wat hom verwerp het in die woestyn. Daarom is dit 'n bevel en moet ons die evangelie aanbied as 'n bevel van God. Hy is die redder, hy het jou lief, hy wil jou red, maar hy vra jou nie, hy sê jou, jy sal of jy sal nie, as jy nie sal nie, dan is hy regverdig wanneer hy jou verwerp.
Jy sien, as dit 'n versoek was, sou God nie regverdig wees om enige iemand te straf nie. Maar as nie 'n versoek nie, daarom sien ons nou. Ek wil iets lees wat David Guzik, ek dink is David Guzik, 'n meer moderne Bybelverklaarder, een keer geskryf het. Dis nou in Engels, maar ek wil hom gou-gou parafraseer. Ek wil net gou-gou lees vir julle, een paragraaf. En luister maar mooi. Hy sê, "It's easy and dangerous to think that God was severe and mean in the Old Testament and somehow became nice in the New Testament." Hoor mooi. "This is so simplistic that it is deceiving. There is more mercy in the Old Testament than many imagine, and there is more judgment in the New Testament that many imagine." Dis net om vir ons balans te gee. Dit is 'n manier dat ons balans kan vind, dat die God van die Ou Testament is inderdaad nog steeds 'n verterende vuur. En as hy ons nou die verlossing in Christus aanbied en ons hom nou verwerp, gaan ons nog steeds te doen kry met dieselfde verterende vuur van die berg Sinaï. Dis wat dit sê. Daarom is die genade so awesome, so van verskriklik groot, die genade wat ek en jy het, om te kan ja sê vir Jesus nou, en daardie wraak wat op Jesus afgekom het, ons kan oordek, sodat ons voor God kan staan, asof ons nog nooit gesondig het nie. Is dit nie fantasties nie? Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik nie? Natuurlik is Sion alles anders, né? As Sinaï. En ek dink nie ons besef altyd die genade tyd waarin ek en jy leef nie. Kan jy imagine dat jy het nie die gees van God in jouself nie? En net die ou wat daar voor staan, hy het die gees. Jy moet maar alles glo wat hy sê, want ek meen, hoe sê jy nou weet? Ons het die Bybel, dankie Here. Hulle was die Bybel, ons het die Bybel. Hulle het die Bybel geleef, ons lees die Bybel. Die Bybel is voltooi. Die Bybel is voltooi by die einde van Openbaring. Dit is voltooi. Die Ou Testament is voltooi met die einde van Maleagi. Voltooi. Dit is al wat ons nodig het om godvrugtig te lewe. Die Bybel word nie nog geskryf nie. Dit is klaar geskryf. God het 'n begin en 'n einde vir alles. Salomo sê daar's 'n tyd vir alles. Daar's 'n tyd vir alles onder die son. Daar was 'n tyd vir die Jode. Nou is daar 'n tyd vir die kerk. Daar's 'n tyd God met die nasies werk. En daar's 'n tyd wanneer die volheid van die nasies gaan inwees. Maar deur dit alles is die woord van God ewig. Ewig. Tot in alle ewigheid kan die woord van God nie verander word nie. Mense kan probeer. Slim ouens kan boeke skryf. Dit kan nie 'n jot of 'n titel verander aan die woord van God nie. So die koninkryk van God is onwankelbaar en dis die hoop wat ek en jy vandag het. En daardie hoop word deur die Gees in elke een van ons wat aan Christus behoort vasgemaak. Daardie hoop is nie net 'n hoop wat jy van buite af kry nie, dis 'n hoop wat ons van binne af het. Ons leef in 'n wonderlike genadige tydperk waar ons net die geskenk van die ewige lewe kan kry verniet. Verniet. As jy dink jy kan daarvoor betaal, is dit 'n belediging vir die Here. Dis die verskil tussen Sinaï en Sion. Dis die verskil tussen die ou bedeling en die nuwe, die wet en die genade. Dis die verskil. Ek's amper klaar. Waar staan jy in hierdie saak ten opsigte van hierdie waarskuwing? Maar nou dat God uit die hemel spreek. Hoe sal jy antwoord? Wat sou jy sê? Waar staan jy in hierdie saak? Die toets wat ons moet deurstaan, die toetse, ons gister gehoor het. Waar staan jy ten opsigte van jou verbintenis met die Here? Hoe ernstig is jy? Het jy die sommetjie gemaak of jy die toring kan klaarbou of het jy maar net geïnteresseerd geraak en saam met die flow gegaan of het jy regtig
'n Heilige Gees openbaring in jou hart van hierdie dinge waarvan ons praat. Ek glo meeste van ons het daardie Heilige Gees openbaring. So waar is jy in hierdie saak? Omdat hierdie waarskuwing so ernstig is, meer ernstig as die gebeurtenisse by Sinaï. Ek meen as God nou so moet manifesteer, wonder ek hoeveel van die kerk gaan nog staande bly. Maar hy doen nie. Hy kies deur Jesus om te sê, waar is hierdie klomp wat jou veroordeel het? Nee, ek weet nie. Ek oordeel jou ook nie. Want in Christus is daar geen veroordeling vir my en jou nie. Dis wat Sion verteenwoordig. Enige twyfel daaraan is 'n belediging vir jou God. Enige twyfel daaraan spreek van ongeloof. Enige twyfel daaraan sê dat ek weet daarom nie regtig of Christus dit vir my gedoen het nie. Dis ongeloof. Die waarskuwing is teen dit. Moenie hom nou wegwys, nou dat hy uit die hemel uitspreek nie. Moenie nou kies om 'n goue kalf te bou nie. Moenie nou kies om iets anders of iemand anders, of lande of politieke sisteme of mense te vertrou nie, met jou ewige bestemming nie, maar vertrou die God wat deur sy Gees in Christus in jou woon, en bly op daai pad, en eer hom vir die heiligheid wie hy is. Wat doen Sinaï vir my en jou vandag? Wat Sinaï vir my en jou vandag doen, is om te verstaan dat ons het inderdaad te doen met 'n verterende vuur. Maar wat sê Sion vir ons vandag? Dat inderdaad het Christus die wraak van daardie verterende vuur op homself geneem. Is dit nie awesome om te weet dat ek en jy het niks gedoen om dit te kry nie. Ons moes net sê dankie. Wat gebeur na dit? Jy raak in diens van die meester. Ons hou daarvan sê. Ons skryf briewe, dan sê ons aan die einde sê ons in diens van die meester. Ons hou daarvan om briewe so te teken in diens van die meester. Het jy al stabiel geword in jou geloof? Of ry jy nog wipplank? Twyfel jy nog of jy wat van die wêreld kan jy nog enjoy en wat nie en al daai goed? Jy nie al op 'n punt gekom waar jy sê het, vir my is dit drek, vir my is dit Christus. Of doen jy nog so 'n bietjie die goed van die wêreld ook net so 'n bietjie te geniet? Of het jy al by daai punt gekom waar jy besluit, net die beste vir my koning, net die beste? Of is jy nog een van die ouens wat die Bybel deursoek vir toestemming, vir sekere dinge in jou lewe wat jy weet nou hoort nie, en dan soek jy en sê, yes, Jesus het wyn gemaak, ek kan sy platvloerse manier om te sê, nee, gaan lees weer jou Bybel. Lees weer jou Bybel. Ag, is 'n eenvoudige manier wat jy vir 'n sonnaskoolkind kan sê. 'n Vuurhoutjie. 'n Vuurhoutjie, as jy hom reg hanteer, is nie gevaarlik nie, né? Maar die potensiaal van sy gevaar is altyd daar. Vat een vuurhoutjie om 'n bos in die brand steek, sê Jakobus oor die tong. Ek wil nie nou oor die tong praat nie. Sê altyd vir my, hoekom drink jy glad nie? In die Bybel sê dan Jesus het wyn gemaak, Paulus sê dan drink 'n bietjie wyn vir jou maag, so hoekom kan ons die wyn drink nie? Ek gaan soek nie vir redes in die Bybel nie, ek sê net I want to be excellent for God. Ek wil graag excellent wees vir hom. Ek wil klaar maak met die wêreld. Ek wil nie die wêreld hê nie, dit het 'n invloed op 'n mens. Gaan doen jouself 'n guns. En gaan kyk iets op die TV of iets wat jy nie moet kyk nie. En as jou verhouding met God reg is, dit gaan vir jou pla. Dit gaan vir jou pla. Jy gaan drome kry daaroor. Jy gaan nagmerries kry daaroor. Jy gaan weet, jy het nou jou oor uitgeleen vir die Satan. Jy het nou asblikke van jou oor gemaak. En daai goed wat jy gesien het, en daai goed van jy gehoor het, is hierdie brein is 'n fantastiese ding. Dit vergeet niks. Letterlik niks. Dis nie 'n harddrive wat kan uitbrand nie.
Hy vergeet niks. En al daai images en geluide en woorde en geweld en al daai goed wat jy so gewoond geraak het aan, het God en sy gebod stukkie vir stukkie uit jou lewe uit begin haal. Stukkie vir stukkie. Kom ons kom terug na die woord toe. God bly 'n verterende vuur. Hy laat hom nie bespot nie. Om die Here te wil gebruik om in die hemel te kom, maar jy wil leef soos jy wil, is 'n blaatante, ek wil amper sê, dan is jy eintlik nog nooit in die genade gewees nie. Want as jy die genade gesmaak het, dan wil jy nie meer sondig nie. Jy wil nie meer drink nie, jy wil nie meer dit nie, jy wil nie meer vloek nie. Jy wil nie meer verloor nie, en elke keer as dit gebeur, dan sit jy in sak en as voor jou koning. Dis reg so. Ons almal sondig nog soms. Praat nie van 'n sondige leefstyl nie. As jy nog nie jou sondige leefstyl afgelê het nie, het jy miskien nog nie by die kruis gewees nie. 'n Sondige leefstyl is iets wat hoort by 'n verlore mens. Maar geredde mense sondig soms in oomblikke van swakheid. Wat sê die woord? Sê, vra vergifnis. En God sê jou vergewe. En hy sal nooit weer aandink nie. Dis Sion vir my en jou. Sion verteenwoordig genade. Vergifnis 70x7. Sion verteenwoordig right standing with God. Sion verteenwoordig die kosbare, verlossende krag van die bloed van Christus. Dis wat Sion verteenwoordig. Wat ek en jy moet seker maak, is dat ons nie nog by Sinai is nie, maar wel by Sion. En ek glo meeste van ons is. So wat het dit te doen met ons kerklewe? Want nou kan ons Christus op 'n aanvaarbare manier dien. Voor die kruis het ek gedwonge gevoel. Na die kruis doen ek dit met liefde. Vreesloos in ons getuienis. Dis die tweede ding. Vreesloos in jou getuienis. Jy dink miskien as die vervolging kom, jy gaan nie kan staan nie. Jy gaan verbaas wees hoeveel krag die Heilige Gees jou op daai moment gaan gee. Daai dogtertjie in Auschwitz konsentrasiekamp, wat ek julle al vertel het van 'n paar van julle nie gehoor nie. Wat geweet het teen die tyd nou al, as hulle in die showers ingaan, kom hulle nie weer uit nie. Dis waar hulle die gas chambers ingaan. En die dogtertjie was bekend daarvoor dat sy met iets teen die binnekant van die barakke het sy vlinders geteken. Dis wat die kind gedoen het. En sy sê vir haar pa eendag, ek weet nie hoe oud was die kind nie, maar 'n klein dogtertjie, sy sê, ek gaan nie dit kan hanteer as dit ons beurt is nie. Toe sê die vader vir pa, die Here sal jou die krag gee wanneer jy dit nodig het, nie voor die tyd nie. Jesus sê vir sy disippels, as julle gaan, moenie bekommerd wees oor wat julle gaan sê voor die tyd nie. Ek sal die woorde dan in jou mond lê. Ek het eendag gestry met 'n vrou wat langs ons gebly het, baie jare terug, lank voor ek pastoor was. En sy het Jesus afgeskryf en sy het dit vir almal vertel en sy het begin glasie speel en kristalle begin aanbid en al sulke goed. Want haar dogter het selfmoord gepleeg, sy 16 was, haarself voor die huis in die boom opgehang. En sy kon God nie vergewe vir dit nie. En sy was eintlik sterk in die kerk en sy het so afvallig geraak. En ek het 'n selgroep op daai stadium gehad en sy het dit geweet en sy het elke geleentheid gebruik om Jesus te beledig in my teenwoordigheid. Sy is hom letterlik beledig, weet, wat ek nou nie wil herhaal nie. En eendag toe ek en sy alleen is, toe gee die Here net vir my skrifte wat ek nie geweet het ek het nie. Ek het regtig nie geweet ek het daai skrifte in my nie. Vir meer as 'n uur staan ek en sy en praat dat sy verslae en verleë daar staan. En vir my neef sê, sy weet nie wat om te sê teen hierdie ou nie. En ek kan vir julle in alle eerlikheid sê, dit was nie ek nie. Dit was nie ek nie. Dit is ons God. Hierdie verterende vuur is vir jou as jy in Christus is. Maar as jy die wêreld liewer het as vir hom, is hy teen jou. So vir hulle wat die wêreld liefhet, is hy 'n verterende vuur.
vir hulle wat in Christus hom met oorgawe dien, vreesloos en Heilige Gees gehoorsaamheid aan die dag lê en die pad stap agter Jesus aan, sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Want niemand kan jou uit sy hand uit ruk nie. So gaan besluit jy jou diens vir die Here. Is jy excellent for God, of is jy tevrede om net so met jou pensvelle die hemel net te maak? Of het jy Jesus lief genoeg om te sê, ek sal ook die prys betaal, na die kursus wat ons nou doen, wie jou regtig aanmoedig, moet hom nie mis nie. Hy gaan vir jou wys, hoe betroubaar God regtig is, deur al hierdie verskriklike swaar kry wat jy kan hê, en jy het, en ek het in ons lewe, kan jy nog steeds vashou aan hom. Selfs met sy manifestasie op Sinaï, was dit nie om die volk uit te wis nie. Daarom was die bevel daar, moenie kom nie, moenie kom aanraak nie. Nou is die bevel, julle moet nou kom. Hulle het gehoorsaam gewees deur nie aan die berg te raak nie. Gaan ons nou soos hulle nie aan die berg raak nie? Of gaan ons gehoorsaam wees, die bevel wat verander het? Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Die voorhangsel is geskeur. Daar's nie meer 'n barrier tussen ons en die allerheiligste nie. Die keuse is joune, en joune alleen. Het jy nog eerbied vir God? Dis iets wat verskriklik ontbreek in die wêreld vandag. Dat selfs Christene praat van en met Jesus soos, ek weet nie, ons nie eens met mekaar praat nie. En dis maar net 'n persoonlike ding by my. Miskien is ek van die ou generation. Hoe dit ook al sê, dis hoe ek voel. So genade het nie ongeregtigheid tot gevolg nie, maar heiligheid. Op God se terme. So moenie 'n fout maak nie, hy is die verterende vuur. Genade is beskikbaar. Want hy sê, ek wil nie dat enigiemand verlore gaan nie, maar dat almal gered sal word. Wie beter as God self ken die straf op die sonde? Wat het hom gemotiveer, Jesus, te stuur? Wat het hom gemotiveer om die straf wat op ons moes kom op sy seun af te bring? Wat het hom gemotiveer om dit te doen vir sondaars, ek en jy? Omdat hy weet hoe afgryslik die hel is. Ek moet dit sê. Hy weet hoe afgryslik die hel is. Daarom gee hy vir ons genade. Daarom hoef ons vir hom bang te wees, soos met Sion nie, maar ons soos met Sinaï nie, maar ons vrees hom, want op Sion was hy nog steeds die verterende vuur wat op sy seun afgekom het. En vir elkeen wat sy seun verwerp, sal self daardie verterende vuur beleef, vir ewig en ewig. Kom ons besluit reg. Amen. Kom ons bid saam, as jy kante kan vorentoe kom. Vader, ons sê vir U baie dankie vir die kosbare woord. Ons sê vir U baie dankie vir Sinaï en vir Sion. Vernaam vir Sion, Here. Dankie vir die woord wat U vir ons oopbreek. Dankie vir die kennis en die insig en die wysheid en dit wat U vir ons gee. Dankie dat ons kan weet, Here, dat ons saak is met U reg, want U het 'n volmaakte werk aan daai kruis op Sion gedoen. En dat ons saam met U gaan wees, saam met duisende engele in die hemelse vergadering, elkeen wie se naam geskryf is in die boek van die lewe, elkeen wat Christus Jesus as saligmaker en verlosser het en ken. Elkeen wat gehoorsaam is aan die oproep, nou dat U nog eenmaal uit die hemele spreek, moet ons nie ons harte verhard nie, moet ons luister. Ons wil nie wees soos hulle wat hulle harte verhard het in die woestyn en deur slange omgekom het nie. Ons wil nie soos hulle wees wat 'n goue kalf gebou het by die eerste teken van probleme nie. Dankie vir die pad wat U met ons stap, wat U met hierdie gemeente stap. Dankie vir die kosbare mense wat U byvoeg. Dankie vir hulle wat nog kom. Dankie vir hulle wat werk. Dankie vir hulle wat effektief is. Dankie vir hulle wat vol van U Gees is. Ons wil vir U excellent wees. Ons wil
Ons wil die beste wees. Ons wil vir U die kroon gee. Ons wil vir U die eersgeborene gee. Ons wil vir U, eer, omdat U op die troon is. Op die troon van ons lewe. Ons wil nie die goeie hê nie. Ons wil nie die beter hê nie. Ons wil die beste hê. Ons wil ook nie net goed doen nie. Ons wil nie beter doen nie. Ons wil die beste vir U doen. Want alleenlik dan sal ons word volmaak in Christus, soos wat U bedoel en beplan het. Wees U die naprediker van hierdie boodskap. Rig en lei ons in hierdie week om nie sommer net te vergeet nie. Hierdie woord te gaan toepas. En opnuut ons geloof en ons dankbaarheid, ons blydskap en ons vrede te waardeer. Wat U vir ons gee. Onverdienstelike genade. Genade op genade op genade. Ons verdienstelike mense, soos ons. Ons loof U, ons prys U. Ons het U lief daarvoor. Ons eer U daarvoor. Ons dank U daarvoor. In Jesus naam.